Goeiedag. Ek is vandag hier op Nyaka eiland. Ons is so vir 'n week omtrent al hier. Jy kan dit seker sien in my baard. Ons bly hier so in tente op die eiland. En ons is hier op 'n uitreik van ons kerk waar ons 'n gemeenskap bietjie help om water aan te lê en tanks op te rig en so. Maar ons het 'n baie klein bootjie waarmee ons van hier af na die vasteland toe gaan. En ons het al 'n paar keer gewonder of hierdie bootjie gaan sink of nie. So een keer wat ons oorgegaan het, het ek my flippers waarmee ek swem om vis mee te skiet, het afgeval en dit sink toe ongelukkig. En ek duik toe oorboord. En ek sien toe die diep donker gat hier onder my en ek besef toe, weet jy wat, is eintlik baie gevaarlik hierso. En toe dat my dadelik dink aan die storie van Jona, waar Jona van Nineve af wegvlug omdat die Here hom 'n opdrag gegee het om soontoe te gaan. En dan besluit hy vaar weg daarvan af op 'n skip. En op hierdie skip het hy in slaap geraak in die boeg van die skip. En terwyl hy gelê in slaap het daar 'n groot storm opgekom en toe die storm opkom, toe is almal baie bekommerd en hulle het geweet die boot gaan sink en toe maak hulle vir Jona wakker en vra vir hom, wat gaan aan? Kan hy nie dalk tot sy God bid? En Jona was eintlik baie skaam geweest want hy het geweet die storm is daar as gevolg van hom. En dan sê hy die interessante woord: vat my en gooi my in die see, dan sal dit stil word rondom julle. Wat bedoel hy eintlik? Hy sê eintlik dat hy homself moet oorboord gooi. Hy moet bereid wees om God die plan van sy lewe te laat loop. Want hy het gekies teen God. Hy wou net sy eie wil laat geld. Alles tot sy voordeel laat strek. En dan gooi hy homself oorboord en val in die see en dan dink hy alles is te vergeefs. Dan in die verhaal stuur God 'n vis om hom te red. Hoeveel keer het ek en jy nie al storms in ons lewens beleef omdat ons dit veroorsaak het deur ons eie ek. Ek en jy met ons selfsugtigheid, ons drange, ons behoeftes, alles net tot ons eie voordeel wil laat strek. En daarom is daar baie keer storms in ons lewens. Moet ek en jy nie dalk vir 'n slaggie onsself oorboord gooi? Moet ek en jy nie vir 'n slaggie weer ons lewens terug in God se hande gee? Mag ek en jy in hierdie week wat voorlê en die jare wat voorlê weer bereid word om jouself, jou eie ek, tweede te stel naas God. Mag jy God eerste stel in jou lewe met sy opdragte vir jou lewe en sy liefde vir jou lewe. Want dan sal dit weer stil word in jou lewe.